Professor Hannes Redling hy sy akademiese kwalifikasies. Die rede vir die nodigheid van hierdie bewyse verduidelik die aanhoudende aanslag teen my as persoon en hierdie bediening wat reg oor die aarde funksioneer. Dis nie 'n kerk, 'n organisasie of 'n denominasie nie. Ons funksioneer in Bybelstudie, dis al. Reg oor die aarde. En dis vir u om te besluit wat u verstaan en wat u nie verstaan nie. Onmiddellik begin ek by my vakleerlingskap, nadat ek die skool verlaat het, Hoërskool Vryburger te Primrose Germiston in 1969. Nou ja, dit is so lang tyd terug as dit meeste van hierdie wat my aanhoudend aanval en my verneder en met hulle vuil pote in my karakter inklim. En dis hoekom ek hierdie verweer vir u, of ek wil amper sê 'n referaat vir u gaan deurgee. Onmiddellik na ek die skool verlaat in 1969, begin ek my vakleerlingskap by Hendrik Verhoef Trailers, de Whiteville, Germiston, waar ek dit in 1994 voltooi. Nou waaroor ek al hierdie dinge noem van 'n kant af, want dis verskillende ouens wat my aanval. Daar's pas byvoorbeeld mense wat sê dat ek was nooit 'n ambagsman gewees nie, ek was nooit 'n pastoor nie, ek was nie naby 'n Bybelskool nie, ek het nie 'n gemeente gehad nie. Nou, ek wil hê dat hierdie ouers moet sluk en sluk en sluk, want ek gee vir u bewysbare feite. Ek moet regtig totaal, en ek wil eintlik die Afrikaanse woord gee en sê vertraag wees, om te doen wat ek doen vir so veel jare is wat ek het doen, en dan is ek 'n fake. Dan is ek 'n fake. Maar dis gewoonlik die ouens wat niks in hulle lewens bereik het nie, wat staan met 6, 2 keer of 3 keer moes deurgegaan het en dan die skoolhoof hom gevra om die skool te verlaat. Hulle het nie enigiets self voltooi nie. Goed so, ek begin my vakleerlingskap in 1969, dieselfde, ek het die maandag, die Vrydag klaargemaak met die skool, die maandag het ek my vakleerlingskap begin, Desember 1969, voltooi dit in 1974, ek slaag my vakleerlingskap toets by Olifantsfontein, en ek behaal so my nasionale diploma as ketelmaker of boilermaker, wat nie elke vakleerling wie as 'n vakleerling inskryf, ooit behaal nie. Dis een ding om jou in te skryf vir 4 of 5 jaar, en dis hoekom ek ook net 4 jaar vakleerlingskap gedoen het, nie 5 jaar nie, want op 4 jaar het my maatskappy my gestuur, en ek het my vakleerlingskap geslaag. Nadat ek myself na 'n paar jaar as 'n voorman by Swift Trailers Alberton bekwam het, en daar nie onmiddellike vooruitsigte vir bevordering was nie, verlaat ek Swift Trailers en in 1980, dis November maand 1980, geregistreer ek en my broer Henny, my boetie, ons eie sleepwa vervaardigingsbesigheid, en bedryf dit vir die volgende 43 jaar, of het bedryf so vir die volgende 43 jaar, verskeie van my eie besighede, wat net so terloops ook allemaal by SARS geregistreer was. Jy sien die ouens toe hulle sien, hulle kan my nie aanvat en my uithaal nie, en ek praat nou spesifiek van Aaron Botha, toe dreig hy my met SARS, waar my boekhouer vir hom gelag het. Nou ja, so, wat het SARS met my godsdienstigheid te doen? Jy sien dus, wanneer die suksesvol is, wat hulle nie dieselfde dinge kan behaal nie, hulle doodsukkel, dan skielik, dan wil hulle jou dreig. Nou, my besigheid, naamlik die trailermaatskappy, dis hierdie abnormale tippers, lowbeds, Pentechnicons, Falling Goose Sticks, dis nie kartrailertjies, dis als abnormale goed. Kom ons praat so van 16 ton af op en verder. Ek het verskeie besighede bedryf deur die jaar. Ek het ook 'n grondverskuiwingsbesigheid gehad. Ek nie 'n verskuiwingsbesigheid nie, ek het grondverskuiwingsimplemente aangekoop en verkoop teen 'n wins dan. So, ek sê net hierso, nadat ek en Henny die maatskappy geregistreer het, bedryf ek dan so vir my eie besighede vir 43 jaar, wat dan terloops by SARS geregistreer is. My geestelike lewe, dis of ek om kortliks te sê, wat het gebeur vandat ek die skool verlaat het, en dan tot waar ek dan met my lewe, wel tot 'n paar jaar terug, wanneer ek dan die Engelse woord semi-geretire het,
uit die besigheidswêreld uit. My geestelike lewe, my vader Nick word gered om tot wedergeboorte toe ek 9 maande oud was. Omdat ek stel hy belang om meer oor die woord, dis die Bybel te wete te kom, want hy kom uit die NG Kerk waar sekere Bybelinligting selde dan ooit oor gespreek of geleer was, onder andere volwasse doop, onderdompeling. En so word dit die begin van 'n lewenslange soeke tot meer geopenbaarde kennis in die woord. Dis my vader, myself as kind. Vandat ek as kind by verstand gekry het ek pa Nick altyd met die Bybel of die woord besig gevind. Om meer en meer oor die verborgenhede, soos byvoorbeeld maak 'n nota, 1 Timoteus 3 vers 16, te wete te kom. En daarom was dit dan ook nie vreemd dat hy alles wat in die woord ontdek het, met ons as familie en vriende gedeel het nie, wat dan ook veroorsaak het dat vele van die familie en ons vriende tot bekering en wedergeboorte gekom het. My pa het hom nie geskroom nie, hy het die evangelie gepreek soos dit gestaan het. Op 'n baie jong ouderdom het ek gereeld na pa Nick gesit en luister hoe hy Bybelstudie doen. En dan is dit nie vreemd dat ek op 'n 13-jarige ouderdom, dus myself, reeds geweldig in die woord belang gestel het nie. Dit het my net eenvoudig net getrek. Op 15-jarige ouderdom het ek myself bekeer en is ek volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41 in die naam van Jesus Christus, nie in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, Matteus 28:19, nee, maar in volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis my sonde, volwasse gedoop of onderdompel. Net so te loop, ek stap net so verby. Julle ouens wat so warra, hoe is julle gedoop? En wat het titels? Matteus 28 vers 19. Noem my een plek in die hele Bybel waar iemand ooit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees gedoop is.